Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 29 April. 'n dubbele seëning. Daar is vele maniere om die Bybel te bestudeer, soos die vers vir vers metode waarna ons vroeër verwys het, die bestudering van 'n hele hoofstuk of 'n hele Bybelboek, 'n tematiese studie of selfs 'n woordbetekenisstudie. Bykomende insig kan met behulp van 'n konkordansie of 'n Bybelwoordeboek verkry word of deur die Bybel saam met Ellen G. White se Konings van die Eeue reeks te lees. Mens kan selfs 'n ent in die natuur gaan stap terwyl jy na 'n voorlesing van die Bybel luister of gesamentlike Bybelstudie met 'n vriend of vriendin of as deel van 'n klein groepie doen. Op dieselfde wyse wat ons vriendskappe deur middel van variasie en avontuur bewaar, behoort ons daaglikse afsprake met God met behulp van uiteenlopende benaderings tot Bybelstudie vars en lewendig gehou te word. Ons het altyd meer om te leer. Iets wat jou Bybelstudietyd dinamies sal help hou, is om jou ontdekkings met ander te deel. Wanneer mens die dinge wat jy geleer het aan 'n ander probeer oordra, lei dit tot 'n opsomming en sintese van al die punte en so konsolideer jy uiteindelik al jou gedagtes oor 'n bepaalde studie. Dit help mens om daardie kennis te onthou. Bybelstudie hou 'n dubbele seëning in, want wanneer mens iemand daarvan vertel en dit met daardie persoon bespreek, lei dit tot 'n gesprek oor geestelike dinge. 'n Gesprek wat dikwels beide jou en ander partye versterk en voor 'n uitdaging stel. Hierdie deel van Bybelstudie insigte met ander of selfs aktiewe leer van jou medemens is waar die mees diepliggende vorm van leer diep in ons verstande plaasvind. So sal jy ook mettertyd besef dat daardie daaglikse studie insigte nie net God se boodskap aan jou is nie, maar ook God se bemoediging aan ander is. Lees Jesaja 50 vers 4. Hierdie vers gaan oor die verhouding wat ons met die Here het en die uitwerking wat dit op ons ander interpersoonlike verhoudings kan hê. Wat sê dit in die verband? Jesaja 50 vers 4 lees soos volg. Die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge. Jesaja 50 vers 4. Ons persoonlike Bybelstudietyd versterk ons nie net nie, maar stel ons ook in staat om diegene wat ons deur die loop van die dag raakloop te versterk. Dit kan dus 'n dubbele seëning wees. Ons geestelike lewens is 'n maraton. Ja, dit is 'n lang afstandreis. Vra die Here om jou deur te dra en koersvas te hou, dat jy jou oog op die oorwinnaarskroon sal hou. Filippense 3 vers 14 sê vir ons, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Moenie moed verloor, omdat jy 'n tyd lank laat slap lê het nie. Maak elke denkbare verandering om jou hegte verhouding met God en spesifiek jou Bybelstudie stilte tye lewendig en dinamies te hou. Hierin lê die ewige lewe gewis, dat ons vandag die Here kan ken. Johannes 17 vers 3 sê vir ons, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Ons moet in Hom en in Sy woord bly. Dit is juis ons daaglikse verbintenis hiertoe dat ons hele lewe transformeer. Lees hierdie week se geheeteks weer. Wat beteken dit vir jou? Watter gedeelte van die Bybel bestudeer jy op die oomblik en met wie kan jy dit deel? Ons lees en sluit af met Jesaja 55 vers 11, Nuwe Afrikaanse Bybel. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees.
Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het.